Gemeente, maak asseblief julle Bybels oop by Matteus hoofstuk 28 verse 16 tot 20. Ek gaan weer vir julle hierdie gedeelte voorlees soos laasweek. Matteus 28 verse 16 tot 20. En ons is steeds besig met hierdie tema wat ons laasweek begin het oor disippelskap. Ek lees vir julle die geïnspireerde, gesaghebende woord van God. Die 11 disippels het na Galilea gegaan. Onthou, dit is nou na die Here Jesus se liggaamlike opstanding uit die dode. Het hulle gegaan na Galilea, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het toe nader gekom na hulle toe en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Let op, hierdie gesag verleen aan hom op grond van sy suksesvolle verlossingswerk. Hy is die heerser oor die heelal. Hy is die hoof oor sy kerk. Hy is koning van konings, Here van here. Alle mag in hemel en op aarde is aan hom gegee. En op grond van hierdie gesag sê hy dan in vers 19, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En tot sover die woord van die Here. Soos ek nou gesê het, gemeente, ons het laasweek begin met 'n tematiese reeks oor disippelskap. Dit is, soos ek vir julle gesê het, 'n baie wye konsep. Ons kan dit sien as 'n sambreel term wat insluit alle aspekte rakende disipel wees, maar ook disippels maak. En die rede vir hierdie reeks is onder andere die groot hoeveelheid onkunde wat bestaan daar buite in die wêreld, in die groter kerk, in terme van hoe om hierdie groot opdrag van ons Here Jesus wat ek sopas gelees het, uit te voer op 'n Bybelse wyse, op God se gekose werkswyse. En weens die onkunde daar buite sien ons dat baie die Here se gekose, ons kan sê 'n Bybelse werkswyse in terme van disipel wees en disippels maak omseil. Nou, ons het reeds laasweek begin kyk na die definisie van disippelskap, breedweg gedefinieer. Ons het gekyk na daai spesiale elemente van disippelskap, wat dit alles behels, en ons het gekyk bietjie meer prakties na die heroriëntering van disippelskap. Dat as ons Christen wees verstaan, as ons werklik kerk wees verstaan, forceer dit ons om onsself te heroriënteer in terme van wat dit beteken om 'n Christen te wees, om kerk te wees. Om Christen te wees beteken om 'n disipel van Jesus te wees, basies. Die twee is sinonieme van mekaar. 'n Disipel van Jesus Christus is 'n leerder, 'n student soos ons laasweek gesien het, wat 'n leermeester aktief navolg om van hom te leer deur middel van sy onderrig, maar ook deur middel van sy lewensvoorbeeld. En natuurlik, om kerk te wees, kerk is basies 'n gemeente van disippels, wat binne die konteks van hegte en groeiende verhoudings, intentionele mentorskap, mekaar help om te groei as leerders, as studente van Jesus Christus. Disippels van Jesus. En julle sou gehoor het, die van julle wat laasweek hier was, dat daar 'n kopskuif moet plaasvind in terme van hoe ons dink oor kerk, dat ons nie programme georiënteerd sal wees nie, maar eerder persoon georiënteerd sal wees in die lig van ons Here Jesus se groot opdrag aan ons. En ons sal vandag so bietjie meer gesels daaroor. Ons kyk vandag na 3 addisionele aspekte van disippelskap. Ons kyk vandag na die patroon, na die konteks en na die werk van disippelskap, sodat ons nie ook onkundig bevind sal word
met betrekking tot Jesus se wil rakende Christen wees en kerk wees nie, nee, maar dat ons eerder deur die Here ons hoof getrou bevind mag word en effektief mag wees met betrekking tot sy groot opdrag van disippelskap. En nadat ons dit uitgeleef het, eendag vanaf hom mag hoor, wel gedaan my goeie en getroue dienskneg. Kom ek bid vir ons, vir die Here se hulp, en dan vorder ons met hierdie tema. Ons dierbare Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om stil te wees rondom die woord vanmôre, rondom hierdie tema, hierdie onderwerp van disippelskap, wat vir ons as die kerk eintlik so na in die hart behoort te lê, want dit is die primêre opdrag wat ons van U ontvang het as kerk. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Here, kom en ontmoet met ons vanoggend. Praat met ons, breek die woord aan ons oop, mag die Gees ons verlig vir dit, Here, sodat ons U patroon mag verstaan, dat ons iets meer mag verstaan omtrent die konteks wat U aan ons gegee het vir disippelskap en disipelmaking. En Here, sodat ons ook mag begin kyk vanoggend na presies wat hierdie werk van disipelskap behels vir elkeen van ons, sodat ons dit getrou en effektief mag uitleef. Wees in ons midde. Ek wil bid dat U vir my agter die kruis sal wegsteek, Here Jesus, dat U voorop sal wees in elkeen se harte en gedagtes. Kom, vertroos ons, bemoedig ons, maar daag ons ook uit, Here. Soos laasweek, daag ons uit. Here, om werklik te herdink en onsself te heroriënteer in terme van Christen wees en kerk wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, nog 'n vierde aspek. Soos ek genoem het, ons het laasweek gekyk na die definisie, die elemente, die heroriëntering van disippelskap. 'n vierde aspek wat ek wil aanraak oor hierdie onderwerp is die patroon van disippelskap. Die patroon. Ek het vir julle gesê laasweek, nadat ek daai holistiese, oorkoepelende definisie gegee het, ons sal vandag so bietjie indelf in enkele aspekte, en ek wil ek begin en ek wil opwerk hiervan af na die praktyk toe. Omdat ek ook vir julle laasweek gesê het, ek wil nie dogmaties wees oor hierdie tema nie, maar prakties. Die patroon van disippelskap. Ek wil hê julle moet oplet, ons Here Jesus Christus se werkswyse tydens sy aardse bediening. Blaai vir my na Matteus 4 toe. Ek het vir julle laasweek uit die teks voorgelees, ek gaan weer hierdie teks aan julle voorhou. Let op. Ons Here Jesus se werkswyse. Ons Here Jesus, lees ons in die evangelies, het na hierdie wêreld toe gekom soos een van ons, en hy het rondgegaan en hy het die evangelie bedien. In Matteus 4, net na sy doop, waar sy publieke aardse bediening afgeskop het, nadat hy verhuis het en in Kapernaum by die see gaan woon het, lees ons in hoofstuk 4 vers 17 van Matteus. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van hemele is op aarde. En hy het hierdie uitnodiging aan almal gerig, ieder en elke siel. Kyk na wat sê vers 23, Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Dan word hy uitgegaan. Markus 1 vers 38 en 39, waar die disippels na Jesus toe kom en vir hom sê, die mense van die dorp wil nie hy moet aanbeweeg nie, dan sê Jesus vir sy disippels, kom laat ons gaan, ook na die ander dorpe toe, want hiervoor het ek gekom, om ook daar die evangelie te preek, en dit is wat hy gedoen het, hy het rondgegaan. Lukas 19 vers 10 sê vir ons oor Jesus, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En ons weet, as ons kyk na Jesus se bediening deur die evangelies, hy het in die huise gekom van sondaars, tollenaars, soos Matteus, net na Matteus se bekering, toe Matteus al sy sondige vriende genooi het om
daar saam met Jesus te vertoef en die godsdienstige leiers het hom uitgeskel vir 'n vraat en 'n wynsuiper. Ons weet hy het gekom nie net in die huise van sondaars nie, maar ook in die huise van godsdienstiges, soos die fariseer Simon se huis, waar die voormalige prostituut sy voete gewas en afgedroog het met haar hare en haar trane. Ons het gesien in die evangelies, Jesus het rond beweeg langs die see waar hy disippels gewerf het. Ons het gesien Jesus beweeg rond op markpleine, in die tempel was Jesus. Hy was op pad, daar waar hy die Samaritaanse vrou by die put gekry het, op pad na Galilea van Judea af. Hy was in die dorpe, hy was in die stede, rondgegaan om te soek en te red die wat verlore is. Maar dis nie al nie. Jesus het ook laat doop. Jy sien, alhoewel Jesus se publieke aardse bediening nog onder die ou verbond vervul was, die Gees was nog nie uitgestort nie, die nuwe verbond het nog nie ten volle in werking getree met die insepsie van die Nuwe Testament kerk in Handelinge 2 nie, tog was die doop vir Jesus nie onbelangrik nie. Daarom het hy homself laat doop, om homself met sy disippels te vereenselwig en 'n voorbeeld te stel wat hulle moet navolg. Hy het homself laat onderdompel deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier, volgens Matteus 3 vers 13 tot 17. Nie almal wat Jesus kom volg het en sy disippels geword het, was gedoop nie, baie deur hulle nie, want baie van hulle was deur Johannes die Doper alreeds gedoop. Maar die wat nog nie gedoop was nie, het Jesus en sy disippels wel gedoop. Ek lees vir julle wat sê die apostel Johannes, wat onder andere van hierdie doopwerk gedoen het, in Johannes 4 vers 1 en 2. Toe Jesus verneem dat die fariseërs hoor dat hy werf en doop meer disippels as Johannes die Doper selfs. Hoewel Jesus uit wysheid nie self gedoop het nie, sy disippels het gedoop, het hy Judea verlaat, weer na Galilea vertrek. Diegene wat hom gevolg het, is gedoop. En natuurlik lees ons ook dat Jesus het geleer, baie belangrik, as julle nog oop is hier by Matteus 4. Ek het vir julle vers 23 gelees. Jesus het die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer. Hy was nie net besig om die evangelie te verkondig nie, maar te leer. Kyk na wat sê Matteus 5, vers 1 en 2 in hierdie konteks byvoorbeeld. Toe Jesus die skare sien rondom hom, het hy teen die berg opgegaan, hy het gaan sit en sy disippels het na hom toe gekom en hy het begin praat en hulle geleer en gesê. So, wat ek vir julle wil uitwys hier, geliefdes, is dat alhoewel Jesus se bediening nog onder die ou verbond geskied het, het hy sy disippels voorberei vir bediening onder die nuwe verbond. En ons sien hierdie patroon van gaan, van doop, van leer in Jesus se bediening. 'n duidelike patroon, en hierdie patroon, geliefdes, het ons Here Jesus Christus gemagtig vir sy disippels, vir sy Nuwe Testament kerk, op grond van die gesag wat aan hom gegee is. Ek het dit vanoggend vir julle gelees in Matteus 28. Vers 18 en 19, Jesus het nader gekom en vir sy disippels gesê, net voor sy hemelvaart, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan sê hy vir hulle hierdie woorde, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus het basies vir sy disippels gesê, gaan aan met wat ek tot dusver voor julle in julle midde gedoen het. Net in terme van die grammatika hier in vers 19 van Matteus 28, daar is net een imperatief in die Griekse taal hier, met ander woorde net een opdrag, en dit is maak disippels. Daar's 3 deelwoorde wat daai imperatiewe werkwoord vir ons verduidelik. Met ander woorde, hoe moet disippels gemaak word? Dis die deelwoorde gaan, die deelwoord doop, die deelwoord leer. Dit is hoe die Here Jesus wil hê ons dit moet doen volgens hierdie opdrag, en dit is presies soos hy dit gedoen het tydens sy aardse bediening. Ek wou net dit voor julle hou in terme van die patroon van disippelskap. Hou dit in julle gedagtes, gaan doop leer. Dan kom ons kyk saam na die konteks van disippelskap. Die konteks.
Ek wil so 'n stappie verder gaan en vir julle ook die apostels se werkswyse uitlig. Die apostels wat rondom Jesus gestaan het, toe hy daai opdrag van Matteus 28 vers 19 gegee het. Ons sien dat die apostels ook gegaan het, soos Jesus, rondgegaan het waar hy hulle geplant het. Handelinge 2 vers 1 tot 4, Isak het dit vanoggend vir ons voorgelees, net na die uitstorting van die Heilige Gees, spring Petrus op, want hier nou, vervul met die Heilige Gees, sien hy 'n geleentheid. Hy staan op in die midde van daai Jode wat verward is oor die tale wat gepraat word deur Galileese manne, en hy verkondig die evangelie. Ons lees hier in Handelinge 2 vanaf vers 37, toe die skares die evangelie vanaf Petrus hoor, is hulle diep in die hart getref, en hulle het vir Petrus en die ander gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus het hulle toe geantwoord, bekeer julle, laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. Dan word lê af 'n belydenis van julle geloof tot vergewing van sondes deur bekering en die doop, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En dan vers 40, met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Met ander woorde, hy het opgestaan, hy het gegaan, hy het die vrymoedigheid geneem om die evangelie voort te hou, net soos Jesus gedoen het. Maar nie net hy nie. Die gemeentelede in daai vroeë Jerusalem kerk het gedoen soos hy en die ander apostels gedoen het. Hulle het ook gegaan daar in die Jerusalem gebied waar hulle was en geëvangeliseer. Dit is hoekom ons lees hier in Handelinge 2 vers 47. God het elke dag verlostes by hulle getal gevoeg, omdat hulle almal gegaan het. Hulle het gaan verkondig die evangelie aan die ongelowige wêreld. En nie net dit nie, diegene wat dan positief gereageer het op hulle bediening van die evangelie, was gedoop. Hulle het geleentheid ontvang om belydenis van hulle geloof af te lê. Kyk nou Handelinge 2 vers 41 as jy daar oop is. Dit sê daar, diegene wat Petrus se boodskap aangeneem het daai dag, diegene wat gehoorsaam was aan die evangelie deur tot bekering te kom van hulle sondes, hulle geloof in Jesus te plaas. Hulle is gedoop as gelowiges. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Let op wat die woord sê. Hulle is gedoop en toegevoeg, opgeneem binne die lidmaatskap van daai eerste Jerusalem gemeente. En die gemeente het daai belydenis wat afgelê is deur die doop erken. En ook hulle erken as gelowiges deur hulle op te neem. En dis nie al nie, kyk wat sê net die volgende vers, Handelinge 2 vers 42, hulle, diegene wat toe nou gedoop en toegevoeg is, hulle het bly volhard in die leer van die apostels. Dis insiggewend dat leer die heel eerste aspek is wat genoem word omtrent hulle gemeente lewe saam. Geleer, die apostels in hulle publieke lering, in persoon het hulle geleer, ons lees dit deur Handelinge. Die gemeente self, wat die leer van die apostels ontvang het, daai leer wat hulle eers van Jesus ontvang het, hulle het ook weer gegaan en mekaar geleer. En die apostels het vir ons daai leer opgeskryf in die Nuwe Testament van die Bybel. En so, deur hulle self toe te wy aan daai leer, het die disippels gegroei binne die konteks van die gemeente. Die disippels in die vroeë kerk, geliefdes, het daagliks saam geleef. Hulle het hulle lewe ingerig rondom daai leer. Hulle het nie net een keer 'n week by mekaar gekom soos dit ons gebruik is, grootendeels in ons westerse wêreld vandag nie. Ons lees hier in Handelinge 2, elke dag was hulle in mekaar se huise. Hulle was saam by die tempel. Hulle het saam gelewe, hulle was werklik familie voor die Here. En daarom, omdat hulle so in mekaar se spasie was, saam geleef het hulle mekaar geken. Daar was hegte vertrouensverhoudings gebou tussen hulle, en hulle kon op 'n sinvolle manier mekaar uitdaag.
as disippels. Hulle kon op 'n sinvolle manier mekaar aanspreeklik hou, verantwoordelikheid neem vir mekaar. Hulle kon op 'n sinvolle manier mekaar ondersteun en bemoedig, vir mekaar bid om te groei op die pad van disippelskap. As ons kyk na die eerste eeuse kerke, hulle werkswyse, die kerke onder die leiding van die apostels, dan sien ons iets soortgelyk. Die apostels het die patroon, die werkswyse van Jesus gevolg. As ons kyk byvoorbeeld die apostel Paulus is 'n baie goeie voorbeeld. Waar hy rondgegaan het met sy sendingreise en gepreek het, daar het mense tot geloof gekom. Maar die apostels was versigtig om nie daai gelowiges maar net te los en te laat begaan, dat hulle rondswerwende, ongeaffilieerde disippels en disipelmakers bly nie. Hulle het moeite gedoen om terug te gaan. En daai gelowiges binne in gemeentes te organiseer en vir hulle ouderlinge aan te stel. Byvoorbeeld in Handelinge 14 vers 23 lees ons dit. Dat Paulus hulle op sy sendingreise teruggegaan het. Die gelowiges gaan organiseer het in gemeentes soos ons gemeente is. Ouderlinge vir hulle aangestel het. Ons lees in 1 Timoteus hoe Paulus die jong predikant Timoteus afvaardig om terug te gaan na Efese toe en die gemeente daar te gaan help vir hulle te help met die administrasie van die gemeente en ook om seker te maak die ouderlingskap is suiwer en rein en gepas vir daai gemeente. Ons lees in Titus 1 vers 5, Paulus sit in die tronk, hy kan nie teruggaan nie, maar hy stuur vir Titus, die jong predikant, na die eiland van Kreta toe, waar hulle die evangelie verkondig het, om na daai dorpies toe te gaan en dinge in orde te kry, die gemeentes, of die gelowiges in gemeentes te organiseer en ouderlinge daar aan te stel. En so sien ons dat die gemeentes, die eerste eeuse kerke waarvan ons lees in die Nuwe Testament, het Jesus en die apostels se werkswyse nagevolg. Dit wil sê, al die gemeentes in die eerste eeu was gemeentes van gedoopte lidmate, wat hulle lewens saam ingerig het rondom en gestry het vir die leer wat eens en vir altyd oorgelewer is aan die heiliges. Hulle was nie rondswerwende, ongeaffilieerde disippels en disipelmakers nie. Soos ek gesê het, hulle was toegevoeg deur die belydenisdoop binne gemeentes waar gemeenskap plaasgevind het, verhoudings gebou was, intentioneel gementor was, waar disipelskap gebeur het, soos onder Jesus se bediening. Geliefdes, ek het dit al gesê van hierdie kansel af en ek wil dit weer sê en ek sal dit sê tot vervelings toe. Gaan lees jou Nuwe Testament. Gemeente is sentraal wanneer dit kom by Christen wees en die groot opdrag van disipelskap uitvoer. Die Bybel ken nie 'n Christenskap apart van gemeente, die liggaam van Jesus Christus nie, want ons is gered uit die wêreld uit om aan sy liggaam te behoort, om te affilieer binne gemeente. En gemeente is God se gekose konteks waar disipelskap getrou en effektief plaasvind. Die gemeente, volgens die Bybel, besit die sleutels van die koninkryk. Dit wil sê, die gesag, soos Christus dit eers vir Petrus gegee het in Matteus 16 vers 18 en 19, en later weer vir die gemeentes gegee het, in Matteus 18 vers 18, die gemeente besit die gesag om erkenning te gee aan wie is werklik disippels, die wedergeborenes, deur hulle belydenis aan te hoor, te aanskou deur die doop en hulle toe te voeg op te neem binne die lidmaatskap van die gemeente. Hulle besit die gesag om erkenning te gee aan wie volhard op daai pad van disipelskap, deur die gereelde beoefening van die nagmaal. Die gemeente besit die gesag deur Jesus gegee om ook te erken wie nie getrou volhard op die weg van disipelskap nie. Diegene wat hulle belydenis teenstaan, ontken deur onbekeerde sonde, die wat hulle sonde liewer het as Jesus en sy wil, om hulle te tug en te ekskommunikeer, indien daar nie bekering is nie. Die gemeente besit hierdie sleutels, die gesag volgens die Bybel, en die gemeente bied ook die struktuur. Hierdie moet julle hoor, gemeente, die gemeente bied die struktuur waar binne disipelskap floreer, deur middel van haar ouderlinge, om mee te begin.
Die ouderlinge wat gegee is as gawes aan die gemeente, deur die Here, om voor te gaan. Alles vanaf lidmaatskap voorbereidingskursusse, waar potensiële lidmate voorberei word, geassesseer word, vir deelname, opname, die toevoeg binne die gemeente. Die ouderlinge gaan voor in die gemeente deur die prediking van God se waarheid, vanuit die woord. Die ouderlinge leef daai waarheid uit in ons midde as 'n voorbeeld vir die gelowiges. Die ouderlinge gee leiding aan die gemeente in die lig van die waarheid van God. Die ouderlinge versorg die gemeente geestelik met die waarheid van God. En gaan ook voor in tug, op grond van die waarheid van God. En natuurlik, die ouderlinge is ook getaak om die gemeente toe te rus deur hulle leer en deur hulle lewe vir die werk van die bediening, sodat elkeen van ons besig kan wees om die groot opdrag van disippelskap uit te voer. Dit is die werk van bediening. Naas die ouderlinge bied die gemeente ook daai struktuur deur haar lidmate wat betrokke is in die bedienings. Julle wat julle gawes uitleef in verskeie bedienings van die kerk, is besig om mekaar te disipel. En nie net binne die bedienings nie, ook in die vorming van verhoudings tussen mekaar. So kom ek julle so gereeld aanmoedig, kom in mekaar se huise, lewe saam, bou verhoudings, ken mekaar, maak moeite met mekaar, wees intentioneel met betrekking tot mentorskap, om mekaar te leer en toe te laat dat ander die lewe van Christus in jou sien. Die gemeente bied daai struktuur. As ek iets toepaslik mag sê hierso gemeente, aangesien daar nie so iets is soos 'n Christendom buite die konteks van plaaslike gemeente in die Nuwe Testament nie, wil ek jou aanmoedig, as jy hier sit en jy is nog nie verbind tot 'n plaaslike gemeente nie, oorweeg lidmaatskap, om dit op te neem. Jouself formeel amptelik te verbind tot die gemeenskap van gelowiges, deur belydenis van jou geloof af te lê deur die doop, dat ons jou mag toevoeg en dat jy mag groei as 'n disipel van Jesus, getrou en effektief binne die konteks van gemeente. Ek wil wel iets hierson noem. Ons sien hierdie verskynsel in ons dag. Ek het in hierdie week 'n lang gesprek gehad met 'n ander predikant hieroor wat dieselfde beleef. In ons dag en tyd beleef gemeentes 'n toeloop vanuit die susterkerke soos ons hulle ken na gemeentes soos Antipas gemeente. Hulle verskil met ons wat hulle siening omtrent die doop aanbetref. Nou, ek wil eerstens sê ons het enkeles van wat anders dink aan ons as ons in terme van die doop in ons midde. Laat ek noem dat in Antipas skep ons ruimte vir daai verskille. Ons erken dit. Ons respekteer daai verskil van oortuiging. Ons is steeds lief vir julle as waardige, volwaardige, egte boeties en sissies in die Here. Ons het respek en liefde. Tog, op grond van ons gereformeerde baptiste verstaan van die woord, soos ons dit lees, ag ons nie die besprinkeling van babietjies in ons midde, of in enige midde, as 'n egte Bybelse doop nie. Ons het besluit as 'n gemeente, as ouderlinge, dat ons toelaat dat sulkes met ander oortuigings mag deel wees van die gemeente. Ons trek julle in na die beste van ons vermoë, dat julle wat hier in ons midde voel dat julle kan saamgaan met die leer van God se woord. Wat hier in ons midde kan groei. Julle gawes kan gebruik. Julle self kan vereenselwig met die gemeenskap van gelowiges. Dat julle mag met ouderlinge goedkeuring deel wees van ons bedienings en mag deel in elke forum, elke aspek van die lewe van die gemeente en julle doen ook. Ons is so dankbaar daarvoor. Ek persoonlik hanteer sulkes de facto as volwaardige lidmate. Maar ons het besluit dat sulkes mag nie lidmaatskap formeel opneem in ons midde nie. Met ander woorde, hulle mag nie amptstraas word in die kerk nie. En hulle mag ook nie
stem in ons besluitnemingsforums nie. Hoekom? 2 redes, gemeente. Die heel eerste en belangrikste rede is dat ons wil nie pragmaties wees nie. Ons as 'n gemeente staan onder ons hoof, die Here Jesus Christus, en ons moet hom gelukkig hou eerder as mense, op grond van ons verstaan van die woord, hierdie patroon, hierdie werkswyse van Christus, wat hy gemagtig het, wat ons sien in die apostels en die vroeë kerke, soos ons dit glo. Ons moet getrou bly daaraan, heel eerstens. Alhoewel die doop nie 'n fundamentele aspek van die geloof is nie, kan ons nie sê dis nie essensieel nie. Want ons Here het dit gemagtig. Gaan, doop, leer. En ons kan nie met 'n skoon gewete toevoeg en julle verstaan wat ek probeer sê. Opneem in ons lidmaatskap as daar individue is wat nie gewillig is om die knie te buig voor Christus in gehoorsaamheid aan sy opdrag om gedoop te word soos ons dit verstaan nie. 'n tweede rede, behalwe vir dit, en ek dink wat sekondêr is aan daai primêre rede, gemeente, is dat ons wil ook ons gereformeerde baptiste verstaan van die woord en ons oortuigings beskerm. Want as daar 'n toeloop van 1000, wat anders as ons dink na die gemeente toe kom en ons hulle lidmate maak, dan kan ons konstitusie oornag verander en ons sal nie meer 'n gereformeerde baptiste kerk wees nie. Ons sal graag hierdie getuienis wil behou van ons kinders en ons kleinkinders. Ek glo julle verstaan. Maar vir diegene hier onder ons vandag, vir wie die belydenisdoop nie 'n struikelblok of 'n hindernis is nie, oorweeg om jouself formeel te verbind tot die gemeente wat God se gekose konteks vir disippelskap is, deur lidmaatskap op te neem. Derdens wil ek sê, die werk, of sestens liewer, 'n sesde aspek wat ek wil aanraak oor disippelskap is die werk van disippelskap. Ons het nou saam gekyk na die patroon, die konteks. Ek wil ook iets sê oor die werk van disippelskap. Geliefdes, dit is God se wil dat ons ook hierdie werkswyse, hierdie patroon van Jesus, van sy apostels, van die vroeë kerk moet navolg, wat hy op grond van sy gesag deur bevel gemagtig het vir ons. Dat ons ook sal gaan. En ek wil hier bietjie stil staan by die werk van gaan. Elke disipel van Jesus Christus moet voortdurend besig wees om soos Jesus disippels te werf deur die verkondiging van die evangelie. Soos wat Jesus gekom het om te soek en te red die wat verlore is, so moet ons ook konstant besig wees om te soek en te begelei tot redding die wat verlore is rondom ons. Ons moet intentioneel evangelie georiënteerd wees, met ander woorde, in ons hele lewe. Nou kom ons raak prakties hierso. Wat moet ek in gedagte hou om te gaan? Eerstens, maak seker jy ken die evangelie. Dat jou begrip van die evangelie nie dalk verdraaid is nie. Dat dit nie 'n geur het van die voorspoedsteologie byvoorbeeld nie, of die Jesus plus valse evangelie nie, of enige ander valse boodskap nie. Daar is slegs een suiwer evangelie volgens die woord. Maak seker jy ken dit en jy weet hoe om dit te deel met ander. In die 3 jaar wat ek predikant al hier in hierdie gemeente is, het ek 2 maal evangelieverkondiging werkswinkels aangebied. En as daar weer eens 'n begeerte is vir dit, sal ek dit weer doen. Ek het ook 'n boekie saamgestel oor hoe om die evangelie met vrymoedigheid te deel. En julle is welkom om my te kom vra vir daai boekie. Ek sal dit vir julle aanstuur, of vra die ouderlinge, vra die kantoor vir daai boekie. As jy onseker is oor die evangelie en hoe om dit te deel, praat met die ouderlinge in die gemeente, praat met die lidmate in hierdie gemeente. Dat ons mekaar help en leer wat die suiwer evangelie van die woord is, sodat ons dit met vrymoedigheid kan voorhou. Dis 'n eerste punt, maak seker jy weet wat die evangelie is, sodat jy kan gaan om te soek en te begelei tot redding die wat verlore is. Tweedens, bid vir geleenthede. Bid vir geleenthede
om die evangelie te kan deel daar waar die Here jou geplant het, in die sfere waar jy beweeg, in die kringe waar jy beweeg. En dan as jy gebid het, wees sensitief vir die leiding van die Gees deur jou dag en soek en skep geleenthede en gryp elke geleentheid wat die Here gee aan om die evangelie te deel, soos Petrus in Handelinge 2. Hy wat eens die Here verloon het voor 'n diensmeisie in Kajafas se paleis. Na die uitstorting van die Gees het hy vol van die Gees opgespring voor daai skares en die evangelie skaamteloos verkondig. Hy het die geleentheid aangegryp, met ander woorde bid en gebruik daai geleenthede. Derdens, let op wie die Here om jou geplaas het in jou lewe, waar ook al jy beweeg. Wie is daai medeskoliere? Jou kennisse by die skool. Wie is daai medestudente by die universiteit of die college? Wie is jou vriende? Wie is in jou familie, jou nabye familie, maar ook jou uitgebreide familie? Wie is jou bure, wie langs jou, voor jou, agter jou woon? Wie is jou tuinier? Die huishulp wat jy weekliks, 2 weekliks in jou huis ontvang. Ken hulle die Here Jesus? Het hulle al by jou gehoor oor die Here Jesus en sy verlossing? Wie is daai kennisse wat jy het by die gym waar jy gym, by die klub waaraan jy behoort, by die winkel waar jy inkopies doen? Wie is jou kollegas wat saam met jou by die werk is, dag in en dag uit? Wie is die kliënte wat jy bedien, die pasiënte wat jy bedien? Wie is die verskaffers wat jy mee in aanraking kom? Wie is die petroljoggies wat die petrol in jou kar ingooi? Wie is die kelner wat jou by die restaurant bedien? Wie is die mense rondom jou? Sien die mense raak. Dit is as ek hierdie kop skuif kan tuisbring by julle gemeente, dan was hierdie reeks die moeite werd. Dat ons anders dink oor Christen wees en kerk wees. Nie program georiënteerd nie, maar mense, persoon georiënteerd. Ek meen, kyk na die Bybelse voorbeeld. Toe Andreas vir Jesus die eerste keer sien en hy hoor die getuienis van Johannes die Doper, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat doen hy? Hy dink eerste persoon. Hy gaan roep sy broer. Petrus, kom, kyk, ons het die Messias gevind. Filippus gaan vertel sy vriend Nathanael en roep hom, kom. Die Samaritaanse vrou by die put gaan roep haar bure in die dorp waar sy was, kom. Ek het hom gevind, hy het my alles vertel, wat in my lewe gebeur het. Matteus, nadat hy Christus gevind het, wat doen hy? Hy reël 'n ete by sy huis en hy nooi al sy tollenaar vriende, dat hulle vir Jesus kan ontmoet. Wie is daai mense rondom jou, vir wie jy in opgewondenheid kan gaan vertel? Dan ook, wees opgewonde, wees moedig, om die evangelie te deel. Moenie bang wees nie, wees soos Paulus in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Gaan maak daai afspraak met daai persoon. Gaan verduidelik vir hulle die evangelie, of hulle nou goedgunstig is daartoe of nie. Verduidelik dit vir hulle, stel hulle voor daai kruispad, roep hulle op tot bekering en geloof in Jesus Christus. En dan in dit alles vertrou jy dat God deur sy Gees hulle verlig om die evangelie te verstaan. Vir God se Gees om wedergeboorte in hulle harte te bewerk en die vrugte van bekering en geloof daar in te werk. En dis nie waar dit stop nie, want onthou, ons is nie geroep om geestelike babetjies te maak nie. As jy dit gedoen het en daar's 'n positiewe reaksie, begelei hulle na die plaaslike gemeente toe. Ek gaan nou weer meer iets hier omtrent sê. Begelei hulle. Hier's 'n paar ander praktiese goed wat ek weet ek baie keer vrae oor kry. Geliefdes, ek wil ook sê, gebruik elke geleentheid om die evangelie te verkondig, soos wat jy gaan. Elke geleentheid, selfs al het jy net 'n kort tydjie, elke saadjie wat jy kan saai. Al het jy nie tyd om die volle evangelie in omvang te verduidelik nie. Elke saadjie kan die Here gebruik om daai persoon tot redding te bring. Dit kan dalk wees dat jy daai persoon net nuuskierig maak om meer te wil hoor, dat jy hulle nuuskierig maak en sodoende 'n opvolggeleentheid het by hulle. Soos my vrou, wat selfs by die kassier, as hulle besig is om die inkopies op te slaan, dan op te lei,
deel wat sy kan. Of soos iemand nou die laas week getuig het hierso by ons gebedsbyeenkoms, dat hulle die petroljoggie daai oggend bearbei. Kon nie alles sê nie, maar hulle het die saadjies geplant. Gryp elke geleentheid aan, selfs daai geleenthede wat jy weet jy net 'n kort tydjie het. Dan ook, moenie vrees nie, daar is sommige mense in ons kringe wat ons bang is om die evangelie voor te deel, want ons is bang vir die gevolg. Byvoorbeeld jou baas by die werk, jou bestuurder, kollegas of mense in die familie wat jy weet jou dalk gaan afskryf of dalk onterf. Moenie bang wees nie. Almal van ons het daai mense in ons lewens. My aanmoediging sou wees, betoon die liefde en die omgee van die Here Jesus aan daai persoon. Bou 'n hegte verhouding met hulle en kort voor lank met die guns van die Here sal jy hulle vertroue wen. En jy sal 'n oop deur hê vir die evangelie. Dan ook wat jy kan doen, raak betrokke by die meer formele uitreike van die plaaslike gemeente, wat uitgaan om die evangelie te gaan verkondig. Hier by Antipas het ons nou al vir 'n geruime tyd sulke inisiatiewe. Ons het al uitgegaan na Queen's Corner se parkeerarea toe, daar was al by die universiteitskampus voor die koshuise, daar was al by ouetehuise en verskeie ander plekke, parke, wat ons uitgegaan het om die evangelie te gaan verkondig. Vanmiddag is daar 'n groepie wat uitgaan na Steve Biko Hospitaal toe, om te gaan sit langs die beddens van mense wat daar lê en aan hulle hoop te bied, die evangelie aan hulle voor te hou. Raak betrokke. As jy wil, vanmiddag, gesels met Ferdi, gesels met my vrou, sodat jy kan saamgaan. Iets anders wat jy kan doen, nooi mense kerk toe. Jy weet, sodat hulle die evangelie nie net by jou hoor nie, maar ook by ander hier in die konteks van ons eredienste waar die evangelie gepreek word. En ook binne die konteks van die gemeenskap van gelowiges, hierdie evangelie gesentreerde gemeenskap van gelowiges. Daarom het ons byvoorbeeld, soos Isak afgekondig het vanoggend, 22 Februarie, hierdie maand, Sondag, die 22 Februarie besoekerdiens en gemeenteete, juis 'n geleentheid vir julle om mense te nooi, kerk om die evangelie te hoor. En die gemeenskap van gelowiges te beleef. Wat ek ook wil sê is, hierdie oproep om te gaan is nie net vir enkeles, die sogenaamde begaafdes nie. Niemand van ons mag redeneer, maar jy weet, Frans het die opleiding en jy weet, Isak het dalk die hart en die talent, ek val oor my woorde, ek kan nie mooi praat nie. Geliefdes, almal van ons word opgeroep deur die Here Jesus, gaan dan en maak disippels, gaan werf disippels deur die verkondiging van die evangelie. Almal van ons kan. So, mag ek jou uitdaag vanoggend. Ek dink dalk moet ons hier stop en volgende week aangaan. Mag ek jou uitdaag vandag, gaan jy van vandag af anders kyk na jou Christenskap, na die sfere en die kringe waarin jy beweeg. Gaan jy dit begin sien as 'n sendingveld waarbinne die Here jou geplaas het, waar jy kan gaan om disippels te werf vir Jesus deur die verkondiging van die evangelie, en gaan jy ook jou ingesteldheid verander om mense raak te sien en soos Jesus te soek en te begelei tot redding diegene wat verlore is. Ek sluit af hiermee, geliefdes. Ons het gekyk na die patroon, na die konteks, begin kyk na die werk van disippelskap. Volgende week beoog ek om spesifiek te kyk en klem te plaas op hoe disippelskap dan lyk binne die konteks van die plaaslike gemeente. Ook baie prakties daarna te kyk. Maar wat 'n voorreg. Laat ek julle met hierdie gedagte los. Wat 'n voorreg dat God ons roep. Ons wat sy liefde en genade beleef het, wat vrede met God het, deur die kruis van Jesus, dat ons saam met hom mag werk as sy medestryders, terwille van sy koninkryk om uit te gaan, en hierdie blye boodskap te gaan uitdra. Dit is so 'n groot voorreg. Kom ons, met die hulp van die Here, kyk anders na ons lewens, na Christenskap, na kerk. Kom ons verander ons ingesteldheid, om getrou en effektief te wees met betrekking tot die groot opdrag van Jesus aan ons. Amen. Kom ons sluit ons oë.
Here, baie, baie dankie vir U teenwoordigheid met ons vanoggend. Dankie Here dat U reguit houe slaan met kromstokke, dat U my bygestaan het vanoggend en Here dat U deur U Gees die naprediker van die woord sal wees tot ons harte. Here, ek wil vra dat U vir elkeen van ons sal help om nou, wanneer ons hier uitgaan, nie te gaan gesels oor politiek en sport en allerlei dinge nie, maar om te gaan nadink en te praat met medegelowiges oor hierdie dinge wat ons opgewonde maak. En Here, dat U ons sal help om te gaan nadink by die huis en die skrifte te gaan ondersoek verder aangaande dit wat ons gehoor het. Dat U ons sal, Here, aanhits om te mediteer, bidend oor hierdie dinge, sodat ons 'n effektiewe kandelaar vir U mag wees hier in Pretoria. Asseblief, Here. Ek wil bid dat U ook met ons sal wees nou, soos ons hierdie diens afsluit met die slotlied, seënbede, saam is sy na die tyd. Wees sentraal, wees verheerlik in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek groet julle in die liefdevolle, die verhewe, die kosbare naam van Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees vandag en in die week wat kom. Amen.